Ek het laas jaar in die laaste paar boodskappe het ek bietjie gepraat oor die Bybel. Ons het gekyk na die wettigheid van die Bybel, of die woord van God die waarheid is. En hoe kan 'n mens bewys dat die woord van die Here die waarheid is? En ons het gesien dat ek dink een van die grootste bewyse wat ons het dat die Bybel die waarheid is natuurlik wat? Die profeseë, die vervulling van profeseë. En daar is van hierdie profeseë wat voorspel was letterlik duisende jare voor dit in vervulling getree het. Daar is nie net 1 of 2 of 3 of 4 nie. Daar is letterlik honderde, duisende profeseë in die woord van God, en daar is nog van die profeseë wat ons weet wat nog in vervulling moet aankom. Maar 'n groot persentasie, die meerderheid het alreeds in vervulling getree. Want hoekom? Ons leef van die eindtyd. Dis hoekom soveel profeseë alreeds in vervulling gekom het. Om u te herinner, daar's nie minder as 109 profeseë wat in vervulling gekom het by die feeswording van Jesus Christus. 109, net daaroor. Hoe kan ons nog twyfel in Christus wat gekom het na hierdie wêreld, vlees geword het en onder ons kom woon? Maar daar is ook ander historiese feite wat bewys dat die Bybel die waarheid is. Ek kan vir u baie noem. Ek glo ek gaan nie hierdie jaar vir u nog 'n hele paar noem, maar een van hulle wil ek net vir u noem vanmôre. Ek praat met u oor 'n werklike historiese gebeurtenis as nog 'n bewys dat die Bybel die woord van God die waarheid is. Ek gaan vir u sê, ek het in hierdie Desembertyd het ek baie nagedink hieroor, oor die boodskappe wat ek gebring het. Ek het inteendeel in Desember met 'n persoon was ek in debat gewees wat nie in die Bybel glo nie, wat in iets anders glo. En dan moet 'n ou, daai persoon moet jy nou kan oortuig, as ek nie die oortuiging kan doen. Dis nie die gees van God wat oortuig. Is dit nie die Heilige Gees wat oortuig van sonde geregtigheid die oordeel van God nie? So ek kan net vir mense die waarheid gee. Ek kan net vir hulle dit sê en die bewyse selfs wanneer jy kom met al hierdie feite, wil hulle nog nie die woord van God glo nie. As die Bybel wat God vir ons gegee het en die woord wat die Here vir ons as kerk gegee het, ek kan dit net nie verstaan nie. Maar ek wil 'n bietjie vat en 'n paar gedeeltes oorbreek met betrekking tot hierdie historiese gebeurtenisse wat plaasgevind het in Joshua se tyd. Sien, as ons 'n bietjie gaan kyk, ek weet nie of jy bewus is daarvan nie. Jy geweet NASA kom in die Bybel voor. As jy gaan kyk die woordjie lift up in die oorspronklike Hebreëus is NASA. So elke keer waar die Bybel van praat in die Ou Testament oor to lift up is die woordjie NASA. Jy kan gaan kyk op die Strongskort konkordans. Nou as ons gaan kyk na wat gebeur het hierso 'n paar jaar gelede, was daar 'n artikel wat verskyn het in verskeie tydskrifte. Wat het dit gesê? Waarin daar beweer was dat sommige NASA wetenskaplikes met 'n rekenaar probeer het om die maan op die baan van 'n spesifieke vuurpyl te voorspel. En toe die rekenaar teruggaan in tyd, het die rekenaar by 'n plek gekom waar dit 'n ontbrekende dag gevind het. Waar daar 'n dag ontbreek. Ek het ook gaan kyk selfs op die internet. Dit is nie die waarheid dat NASA wetenskaplike studies gedoen het nie. Dis 'n sekere persoon op sy naam wat maar groot publisiteit veroorsaak het in tydskrifte. Maar NASA en die wetenskaplikes van hulle verklaar dat daar staan nie soos hulle nooit in hulle lewe gedoen het. Maak nie saak of NASA dit gedoen het of nie, bestaan daar so iets. Jy sien, ons sê altyd in Afrikaans waar 'n rookie is, dis 'n vuurtjie. Maar dan wil jy sê, hierdie ou het net 'n rookie veroorsaak, maar dis 'n vuurtjie. Daar is so 'n dag, daar is so 'n werklikheid, daar is so 'n historiese gebeurtenis. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Dis in Joshua se tyd gewees wat dit gebeur het. En wat het hier gebeur? Joshua is besig om te veg met die volk teen die Amoriete. En nou is die geveg ewig en nou raak dit al nader aan die son om te sak en Joshua het 'n bietjie tyd nodig gehad. Hy het nog 'n bietjie meer dagtig nodig gehad om hierdie geveg te kan wen. En wat doen Joshua toe? Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Wat doen hierdie man? In Joshua 10 vers 12 en 13 tel ons dit op. Toe het Joshua met die Here gespreek. Baie belangrik dat jy dit verstaan. Kyk, hy het met God gespreek. Op die dag dat die Here die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het. En voor die oë van die hele Israel, wat sê dit? In die teenwoordigheid van Israel. Israel was daar gewees. So hy staan nie in die midde van Israel. Luister my broers. Wat Joshua nou gaan doen, jy raak groot geloof.
Wat doen hy? Voor die Israel, voor die volk sê hy die volgende: son, staan stil in Gibeon en maan in die dal van Ayalon. Luister, hierdie my broer suster, wie is die een wat hierdie heelal in stand het? God, hierdie is 'n groot ding. Weet jy wat sy impak is daar in die heelal, veral op die aarde? Indien dit sou gebeur het dit gebeur? Ja, dit gebeur. Sien, want God is die een wat die heelal geskep het. God is die een wat hom in stand hou. Vir hoeveel jaar al, vandat God weer die hemel en die aarde gerestoreer het, is die Here God die een wat dit in stand hou. As daar iets fout gaan daarbo, my broer suster, nou daar probleme. Ek gaan vandag vir julle sê. Maar dan gaan later vir u verduidelik. Ek weet nie hoe Joshua al geweet het hoe werk die sterre hemel en hoe beweeg wat nie. En Joshua het dit net so klein bietjie verkeerd. Dis die aarde wat rondom die son wentel. Sien, en ek wil net vir julle duidelik maak rondom hierdie gedeelte. Dis nie die son en die maan wat stil gaan staan het nie. Dit moes die aarde gewees het wat se wentelbaan om die son beweeg. So die aarde moes gaan stil staan vir hierdie dag om langer te kon wees, want hulle praat van plus minus 12 ure, 'n hele dag, wat die son nou nie gesak het, daar in die gebied waar hulle besig was met die oorlog. Jy sien, want luister, dis nou een ding om sekere verklaringe te maak, maar vir jou om te staan en vir die son te sê, en die maan te sê om te gaan stilstaan, dis iets groots my. Kom, ek wil vir jou sê, ja, ek weet nie of Joshua gedink het dit gaan gebeur of nie. Maar hy het ten minste gedoen, hy het gedoen. En wat het gebeur? Kom ons gaan kyk, my broers en susters. Die son het gaan stilstaan. Wel, of die aarde het gaan stilstaan. Want of hy dit nou verwag het of nie, dit het gebeur en dit het hulle genoeg tyd gegee vir 12 ure om die oorwinning te kan bring oor die Amoriete. Sien, maar iets baie interessant het hier gebeur. Ek wil jy moet daarop let dat God het haalstene gestuur en die haalstene het meer mense doodgemaak as wat hulle met die swaard doodgemaak het. Dan dink ons na daai skrifgie en sê the Lord is fighting our battles for us. No, he's not. He's fighting with us. Hulle was besig met die Amoriete, maar God het gekom, halleluja. En die stryd in die Bybel is nie net ons se nie, is God se ook, halleluja. Want wat het die Here gedoen? Hy het in die oorlog terwyl hulle die mense met die swaard doodgemaak het hy haal uit die skatkamers wat hy het. Jy weet God het skatkamers waar daar haal is. En God het daai haal neergestort. En daai haal het daai Amoriete getref. En meer het gesterf van die haal wat God gestuur het as die swaard wat hulle gehad het om hulle dood te maak. Baie belangrik. Sien, ek vat hier na Joshua 10 vers 11, hoor wat sê. En toe hulle voor Israel uitvlug terwyl hulle op die afdrand van Bet Horon was, het die Here groot haalstene uit die hemel op hulle gewerp, tot by Azeka, sodat hulle gesterf het. Daar het meer gesterf deur die haalstene as wat die kinders van Israel met die swaard doodgeslaan. Ek man, dit maak geestelik praat vir baie maklik. Maak nie seker dat die Here stry vir jou. As die Here vir jou stry, is God saam met jou in hierdie geestelike oorlog. En wanneer jy die wapens wat God vir jou gegee het opneem, en jy begin veg in die geestelike mense, kom God ook. Op watter manier hy wil. Het sy engele stuur, maak die saak nie. Hy het 'n engel gestuur. Dan 'n engel sommer 110.000 doodgemaak in een nag. Jo, dankie Here vir engele. Amen. Ons is nie alleen nie, my broer en sussie. Ek dank die Here. Halleluja, haalstene. Luister, is dit moontlik? Het God dit in die verlede gedoen? Ek gaan vir bewys dat God dit in die verlede gedoen het en God gaan dit nog doen in die toekoms in die 7-jarige verdrukking. Luister, gaan daar haal uit die hemel uitval. Dis nie sommer gewoon haal nie. Ek gaan vir julle nou bewys, hierdie is nie wat hierdie wolke uitkom nie. Hierdie kom uit die skatkamers van God. Jy gaan dit sien, Esegiel 13:13. Daarom so spreek die Here, ja, ek sal 'n stormwind in my grimmigheid laat losbreek en daar sal 'n oorstromende stortreën kom in my toren en haalstene in grimmigheid tot vernietiging. Here sê dit. Esegiel 38:22. En hier is 'n oorlog wat Israel mee betrokke gaan word. Lê nog in die toekoms. Maar wat sê hy hier? En ek sal met hom in die gereg gaan deur pes en deur bloed, oorstromende stortreën en haalstene, vuur en swaal op hom laat reën
en op sy leers en op baie volke wat saam met hom is. Hier het ons te doen met die anti-kris wat gaan opstaan en 'n oorlog maak teen Israel. Ek dink die Bybel praat van 200 miljoen soldate wat gaan opstaan teen Israel. Gaan baie lande teen Israel kom. Luister, Israel is nou 'n klein landjie. As God nie vir hulle stry nie, sal hulle nooit die oorlog wen nie. Dit is onmoontlik. Menslik gesproke is dit onmoontlik vir Israel om oorlog te wen. Maar nie as God vir hulle stry nie, dan kom God en wat sê, wat gaan ek ook hier doen? Daar gaan haal kom. Enige gebeur, daar gaan vuur binne in die haal. Ja. Meester, dis ander haal. Dit is nie gewone haal nie, my broers. Dis wat God gesê het wat hy gaan doen. En hierdie anti-kris en baie volke en lande wat saam met hom gaan opstaan teen Israel. Ek glo dis die slag van Armageddon. Openbaring 8 vers 7. Luister wat gaan gebeur in die 7-jarige verdrukking. En die eerste engel het geblaas. En daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng. Wat? Haal met bloed en vuur gemeng. Luister, hoe kan jy vuur binne in haal sit? Vat jy die haal wat op die aarde val en gooi net so 'n bietjie warm water daar. Wat gebeur met dit? Snel. Hier kom groot haal met vuur binne in die haal. Luister, hierdie is nie gewone haal nie. Hierdie is die haal wat in die skatkamers van God is wat opgeberg word vir hierdie oorlog wat gaan kom. Ek ook dan sekere tye en sê in die 7-jarige verdrukking. Luister. Wat het gebeur? Toe hierdie haal en vuur met bloed gemeng op die aarde gegooi is, dit het 1/3 van die bome wat verbrand op hierdie aarde. Luister, my broer en suster, praat van die hele aarde. 1/3 van die bome brand op hierdie aarde en al die gras, sê die Bybel, word verbrand. Geweldig wat gaan gebeur op hierdie aarde, mense besef nie wat kom. Hy sê in Openbaring 11:19, en die tempel van God het in die hemel opgegaan. Die gebeur as 'n tempel in die hemel. As 'n tabernakel in die hemel. Weet jy wat het God gedoen toe vir Moses die planne gegee het en alles instruksies rondom die tabernakel? Dis 'n replika. Glo ek van die een wat in die hemel is. Kan sien, glo dit. Hy sê en sy verbondsark is in sy tempel gesien. Was daar 'n verbondsark in die tabernakel op aarde? In die allerheiligste was die verbondsark. Kom ek gaan vir julle vandag iets sê my broer en suster wat jy alreeds weet. Wat het die hoëpriester gedoen met die bloedoffers? Hy het die versoening gedoen waar? In die allerheiligste en hy het dit op die versoendeksel van die verbondsark gegooi tussen die twee gerubs. Wat het Jesus gedoen toe hy gesterf het? Hy het sy eie bloed gevat waarheen? Nie na die aardse tabernakel toe nie, na die tabernakel daar in die hemel. En toe gaan hy daar na die verbondsark en hy het sy eie bloed op die versoendeksel vir jou en my sonde gegee. Sodat die wêreld sonder sonde kan wees as hulle dit net wil aanneem. Wat het gebeur? En daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewings en groot haal op hierdie aarde. Openbaring 16 vers 20 tot 21. En alle eilande het gevlug en die berge is daar nie meer gevind nie. Ja, dis interessant en ek het daarop gelet. Die berge is weg. En groot haal omtrent 'n talent swaar. Weet jy wat is 'n talent? 55 pond. Luister, is nie 20 kilogram as ek dit reg het. 55 pond. En die 20 kilogram haal. Julle. Dis nie net eers is die haal hier by ons, dan neem hulle foto's, dan is dit sulke goed. Nie ons praat nou van sulke haal. En as jy gaan kyk in die slag van Armageddon, wat sê die woord van die Here, wat gaan daar gebeur? Die bloed gaan tot waar wees? Tot by die tome van die perde. Hoe? Want hy praat van 'n pers. Wat is hierdie pers? Dis hierdie groot haal wat op die mense gaan val en die bloed uit hulle gaan uitpers en die bloed gaan by die bekke van die perde wees in die slag van Armageddon, want God gaan die oorlog vir hulle wen. Dis wat die Here in Jesegiel 38 sê. Hy sê, het uit die hemel op die mense geval. En die mense het God gelas oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Want kyk na Moses, tyd van Egipte. Wat het Moses gedoen? Eksodus 9 vers 23 en 24. En Moses het sy staf na die hemel uitgesteek en die Here het donder en haal gegee.
in die skatkamers van God se troon daar. En vuur het na die aarde uitgeskiet, en die Here het haal op Egipte laat reën, en daar was haal en onophoudelike vuur binne in die haal. Waar was die vuur? Binne in die haal. Hierdie is aanhaal. Luister. Dit was baie swaar geweest, soos in die hele Egipte nooit gewees het van dit aan 'n volk behoort het. Waar God hulle gestraaf. Net as ons gaan kyk wat sê die psalmdigter hierso. Psalm 105 vers 32. Hy het hulle reën haal gemaak. Reën het haal geword. God doen. 4 vlamme in hulle land. Psalm 148 vers 8. Vuur en haal, sneeu en dan stormwind wat sy woord volbring. Psalm 18 vers 13 en 14 sê: deur die glans voor hom het sy wolke verbygetrek, haal en gloeiende kool. En die Here het in die hemel gedonder, en die Allerhoogste het sy stem laat hoor, haal en gloeiende kool. Wonder ek baie keer hy donder weer so slaan vir die God is wat praat. Nou kom Job, hoor wat sê Job hier? Aan wie bewys dat in God se skatkamers is daar haal. Job 38 vers 22 en 23. Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die haal gesien? God het skatkamers, daar's haal. Hierdie is 'n spesiale haal wat God daar hou en uitstort op hierdie aarde, soos wat geprofeteer is. Wat ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid. Wat is die tyd van benoudheid? Wanneer Daniël praat van hierdie tyd in Daniël 9, dan weet ons dit verwys na wat? 7-jarige verdrukking. Dis die tyd van benoudheid wat kom. So wat is God besig om te doen? Ons sien dit in Openbaring, dat hy besig is om haal op te spaar daar in sy skatkamers in die hemel. En op die regte tyd, wanneer hierdie profetiese woord ook in vervulling gaan tree, want dit gaan hierdie aarde haal kry, nie net een keer nie, in die 7-jarige verdrukking, nie verskeie kere. Hy sê vir die dag van stryd en oorlog, kan jy sien, Jesegiel 38 is gekoppel hieraan. Daar gaan oorlog wees wat gaan uitbreek teen Israel. En dan gaan God kom met daai haal. En dit is wanneer God vir hulle die oorlog gaan wen. En ek dink ons gaan kyk, vraag is, het die aarde stil gaan staan toe Joshua die son en die maan beveel het om te gaan staan? Ek het nie weet dit ons gehoor het. Kyk, daar's baie skeptisie rond. Mense sê so onmoontlik kon nie gebeur het. As jy kyk na die impak, kan ek verstaan hoekom mense so sê. Jy gaan nou sien. Want Joshua 10:14 sê die volgende: daar was geen dag soos hierdie een nie. Voor hom en na hom, dat die Here na die stem van 'n man geluister het, want die Here het vir Israel gestry. Kyk, so wat het hier gebeur? Baie belangrik dat ons dit gaan verstaan, maar ek gaan 'n stelling maak vanmôre. Dit klop hiervan. Kon Joshua die aarde laat stil staan? Wie is in beheer van die aarde? God en die hemel af. So in die begin het ek gesê, God is die een wat dit gedoen het, want Joshua het tot die Here gespreek, maar toe het Joshua sekere verklaringe gemaak, en hy het met die son en die maan gespreek en gesê dat dit moet stil staan. Maar dis nie hy wat dit gedoen het. Dis God wat dit doen. Wat sê die Bybel hier? God het na hom geluister en God het dit gedoen. Want vandag vir jy sê, my broer en sussie, wanneer jy sit met 'n siekte wat ongeneeslik is, wat dokters vir jou niks kan doen, die bo-natuurlik, wie doen dit? Net God. Want die Here is die een wie ons groot geneesheer is. Jehovah Rafa. Wat kan ons doen? Ons kan siektes beveel. Ons kan kankerselle bespeel om te sterf. Ons kan diabetes beveel om te gaan. Maar wie doen dit? As God nie luister na ons nie, as God nie vir ons kry nie, gaan dit nie gebeur nie. Ek wil kom ek wil sê. En as ek vir iemand bid wat gesond moet word, ek sal altyd vir hom bid. Sommige. Sien maar God is anders. God sien 'n groter prentjie as wat ek sien. Nou wil hulle hoekom doen God baie keer die dinge nie? As ons dit nou sal doen, hoekom doen God dit nie? Want God kyk na al die omstandighede. God is
Hy het alle wysheid, hy ken alles van almal. En God is die een wat bepaal of hy na jou gaan luister as jy vir mense bid al dan nie. Maak nie saak of dit vir genesing is nie. Maak nie saak of dit vir voorsiening is nie. Maak nie saak of dit vir vrymaking is nie. Maak nie saak of dit vir vrede is nie. Maak nie saak wat nie. As jy God vertrou vir 'n bonatuurlike werk in jou lewe, dan bid ons en ons maak verklaringe, soos wat Joshua gedoen het. As God nie luister nie, gaan dit nie gebeur. As God nie vir Joshua geluister het nie, het die aarde nie stil gestaan nie. Luister, ek dink nie Joshua het besef wat hy vra nie. Ek sê eerlik was sê, kom maar gaan vir verduidelik hoekom, my broer en suster. Want wat dink jy is die impak? Want hierdie aarde moet stil staan. Kom maar gaan vir verduidelik. Hierdie aarde is so 149,6 miljoen kilometer van die son. Jy gaan 'n bietjie ry om daar uit te ver. Nou weet ons dat die aarde, hy wendel om die son. Wanneer die aarde een keer om die son gewendel het, is dit 940 miljoen kilometer. 940 miljoen kilometer vir die aarde om een keer om die son te beweeg. Dit vat die aarde hoe lank om een volle omwenteling te maak? 365,256 dae om een omwenteling te maak. Luister, as dit 940 miljoen kilometer is, ek dink hy moet 'n bietjie vinnig beweeg. Wil jy weet wat is die spoed van die aarde? Jy dink dalk nie, jy sit nou stil op hierdie aarde. Die aarde beweeg teen 107.208 kilometer per uur. Nou soos wat ons hier op hierdie aarde is. Luister, vat jy iets wat omtrent 108.000 kilometer per uur beweeg en jy bring hom tot stilstand. Ek en jy sal nie hier wees nie, ek dink ons is daar in Venus. Of Mars. Ek vandag mense 107.000 kilometer per uur en hy kom tot stilstand. Wat gaan met die water gebeur? Water is nie vas aan die aarde nie. As die water beweeg teen 107.000 kilometer per uur en hierdie aarde kom tot stilstand, gaan nie meer water op die aarde wees nie. Nie meer is see of enigiets nie. Het Joshua die impak hiervan verstaan? Dit is gebeur nie. Maar God is bonatuurlik. Kan jy sien hoekom is mense skepties hieroor? Ag, is onmoontlik man. Ek kan 'n man 3 dae in 'n vissermaak bly. En nog leef. Ag, is onmoontlik man. Jy sien, ek praat jy's met die persoon in Desember. En hy praat van logika. Als moet met logika uitgewerk word. Ek sê dan gaan jy reg om die Bybel nie. Nee, die Bybel nie, kan jou verstand en jou logika. Dis mos nou nie logies dat die aarde gaan stil staan nie. Sê dit vir wetenskaplikes en NASA en al hierdie ouens. Kan nie gebeur nie. Hoe kan 'n man 3 jaar visse maak wees? Nou, hoe die vis om uit en haar hart by weer rond. Wat jy net te verkom het. Kyk, hierdie goed is nie logies nie. Jy kan nie logies dink wanneer by God se woord dan kom. Nie sekere goed is natuurlik is, maar baie kere dink in God se woord hierso ook. Dit is onmoontlik met die suster. Nou wil ek hier vat daar. Interessante ding. Historiese bewys van hierdie. Nie net 'n Bybelse bewys nie. Histories dat dit wel gebeur het. Kom ek vat hier daarna. Dit is 'n interessante boek wat getitel is Worlds in Collision. Kyk, dit is geskryf deur Immanuel Velikovsky. Dan gaan kyk, hy sê wat gaan doen. Wat sê hy? Sy teorie was dat die planeet Venus, gedurende ons 6000 jaar, het hy ons sterrehemel betree. Hierdie aarde. Nou jy weet, dis naby. Al is dit miljoene jare, dis baie naby. Op hierdie aarde, die ouens is bekommerd as van 'n ander planete in die atmosfeer van die aarde inkom of in die sterrehemel van die aarde inkom. Nou weer het dit 2 keer gebeur in die 6000 jaar. Het hy 'n wentelbaan gemaak, ook rondom die son, maar in ons sterrestelsel. En dit het 'n impak gemaak op hierdie aarde. Nou praat hy van die eerste keer, sê hy, weet julle wat in die eerste keer gebeur het in sy boek? Daar toe Moses die volk uitgelei het uit Egipte. Want onthou, wat gaan gebeur op hierdie aarde as die aarde gaan stil staan of daar goed gebeur soos wat die planeet Venus in die aarde stil? Luister, daar gaan chaos wees, donderslae. Daar gaan natuurrampe wees as sulke goedes gebeur, as dit moet gebeur. Nou sê daai wel, daai plaag in Moses se tyd, dis as gevolg van Venus wat ingekom het in ons sterrestelsel in daai baan in. Dis kom daai plaag plaasgevind het. Hy sê dit. Natuurlik weet ons is nie reg. Die tweede keer sê wat goeders
hierdie aarde en die dag wat stil gestaan het, is dat Venus die tweede baan wat hy gemaak het, is daai tyd toe en Joshua gesê het, son staan stil, die maan staan stil. Hy sê dis toe wat dit gebeur het. Nou, ons weet dat sy teorie is natuurlik nie waar nie. Ek sê met Venus. Maar wat hy gedoen het, hy het iets geprikkel by die mens. En hy het gesê, luister, hy wou die woord van God gebruik om sy teorie, sy wetenskaplike teorie, waar te maak. Het hy die Bybel gebruik, het hy dit gedoen. Maar hy het iets interessants gedoen. Hy dacht toe, maar luister hierso, en dit maak mos sin. As daar waar Joshua was, as die aarde stilgestaan het daar, dan moet die hele aarde ons daardeur geaffekteer word. Dan moet daar ander plekke wees waar daar 'n baie lang nag gewees het. Is dit nie so nie? As die aarde moet stilstaan, dan moes dit mos gebeur het. En verskeie natuurrampe moes in die wêreld plaasgevind het, wanneer die son die aarde gaan stilstaan het. Nou ek glo nie God het die aarde onmiddellik tot stil gemaak. Altyd God hom so geriep. Maar wat het gebeur het is 'n feit. Jy sien, en toe kom hy toe nog maar hy moet 'n bietjie gaan kyk, want hy gaan doen sy navorsing en sê, luister, daar in Amerika, daai Inca Indiane, in hulle plek moes daar so iets gebeur. Die teenoorgestelde moes 'n lang dag gewees het. Toe gaan hy in die geskiedenis van daai mense en raai wat kry hy in die historiese boeke? Dat daar so iets gebeur het, dat die son nie ondergegaan het nie, vir 12 ure het die son nie opgekom nie. Maar daar 'n nag was, waar die son nie opgekom het vir 12 ure. Jy sê dit? In hierdie boek van hom. Ek gaan doen toe verdere navorsing op die internet gaan kyk of dit wel so is. Raai wat? Navorsing toon dat dit nie net nie. In Amerika, in China, in ander lande, het hulle so 'n rekord van die verlede geskiedenis dat so iets plaasgevind het. Is nie die woord van God nie, man. Hierdie dinge bewys dat die woord van God is die waarheid. Halleluja. Dat ons nie daaraan hoef te twyfel nie. Dit het gebeur. En hierdie boek gaan kyk. Baie interessant met die sister. Ek daar was so 'n lang dag. En dit is bewys in ander boeke. As geen twyfel daarin nie. En dis nie dis natuurlik nie net in daai boek nie. Wat sê die Bybel is daar so 'n ander boek wat dit ook opgeteken het. Wat 'n boek is dit? Joshua sê dit. Isn't it written in the book of Joshua? Isn't it written in the book of Joshua? So dis nie net Overloski wat dit beweer nie in sy boek Worlds in Collusion nie. Daar sal reeds in die Bybel wat God in sy woord gesê het, dat daar is ander boeke, isn't this written in the book of Joshua. In 2 plekke praat die Bybel ook in 1 Samuel van the book of Joshua. So hy verwys na 'n ander boek buite die Bybel, dat hierdie gebeurtenis is opgeteken in daai boek. Ja, maar die Bybel beteken. Esther, ons weet dat hierdie Emanuel Berlusconi nie menige Christen was. Hy het nie God geglo. Hy het van die Bybel gepraat en gefibreer. Ek wil my teorie bewys want die Bybel sê dit. Daar was so 'n dag. Hy het maar die Bybel gekyk om sy wetenskaplike teorie te bevestig. Want ek en u, my broer en suster, as ons die regte konsep van God het ons nie Emanuel Berlusconi nie. Ons het net ons geloof in God nodig. Want as God iets gesê het, doen hy dit. As hierdie Bybel iets sê, is dit die waarheid. Ek glo wat die Bybel sê. Al is dit onmoontlik vir 'n man om 3 dae 'n vis te maak met 'n tier, hy was in die dood in sy liggaam. Wat lees maar jou vrou. Hy was nie vir 3 dae in die vis in sy liggaam was nie. Dan moet jy uitwerk na kyk as jy sien. Hy was in die dood gewees. Maar God het hom opgewek en die vis het hom weer uitgespoel. Sy gees het nie beter van sy liggaam toe vis om uitgespoel. Sien maar hierdie dinge maak nie logies sin nie, want jy kan die Bybel nie logies in die benader nie. Hoe sit logies? Sê vir my. Dit is wat ek wil by u wil tuisbring, die geloof prikkel vanmôre. Dat God vir ons meer geloof gegee het. Hoe kan 'n man wat krepeel gebore is, in een oomblik as hy volwasse spring en hardloop in die rond? Niet ongeleerd word. Maar tog is daar geval in die Bybel dat Jesus gedoen het en die disippels gedoen het wat het gebeur. Sien, wat kan God vir jou doen? Nee, dit is onmoontlik, want ek het nog nooit by jou leer loop nie. Of nee, man, God doen bonatuurlike dinge. Ons moet net ons geloof op God plaas, halleluja. Want hierdie Bybel is die waarheid, my broers. Dis hoekom ek vir hierdie
vir u hierdie historiese feite gee en ander feite, maar die woord van God is die waarheid dat ons kan glo in die woord van die Here. Want hy wat na God toe gaan, moet glo dat God is en 'n beloner is van die wie hom soek. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof gaan ons nooit deure oop sien nie. Gaan in 2026 nie. As jy nie glo nie, moenie dink daar gaan enige deure vir jou oop nie. Dis onmoontlik. Geloof is die eerste tree en stap wat jy neem om deur daai deur te gaan en sê Here, ek het U nodig vir 'n wonderwerk in my lewe. Ek bid U God in 2026 vir 'n deur om vir my oop te gaan in hierdie situasie en omstandighede waarin ek is. Waarin sit jy vanmôre? Kom ek vandag vir sê ek dink daar's geen mens wat kan sê ag Here, sorry, ek het nie nodig dat daar weer. Ek kan nie dink dat daar enigstens 'n mens is wat in so 'n posisie is. Ek twyfel. Elkeen van ons het God nodig. Dat daar 'n deur gaan oopgemaak word vir ons en ek gaan verder vir die beginsels gee en sleutels om deur hierdie deure te gaan. Hy sê verder iets in hierdie boekie. Sê dis natuurlik ook sy teorie dat die aarde in hierdie tyd op sy as gekantel geraak het. Daar was 'n verskywing van die poolas. Nou oor ons 23 en 'n 30 graad hoek wat die poolas in verhouding met die son gehad het, wat ons nou eintlik die ysplate in die noorde en die suide gee, het ek ook in daai boek baie daaroor te sê. Jy sien so iets, my broer en suster, wat die dag aan betref, word opgeteken in die Bybel. Daar's geen twyfel daaraan. Dit is interessant dat dit wel gebeur het op die aarde. Toe hierdie konings gejaag het en die oorlog moes wen, het God dit toegelaat. Hy het toegelaat dat hierdie aarde tot stilstand kom vir 12 ure. So is dit God wat kan toelaat dat iets in jou lewe gebeur, wat vir mense onmoontlik is, menslik gesproke onmoontlik is. God bly die God van wonderwerke. Ek wil die doel rondom dit is dat jou geloof net in God se woord sal wees. Jy sien, want baie mense sal sê dis onmoontlik kan nie gebeur nie. Mense gesproke. Dokters het gesê dis verby, kan nie meer nie. Nee, God het nog nie gepraat nie. Here het die laaste skryf. Kom ek vandag hier sê. En dis wat God gaan doen in jou lewe. Maak nie saak wat se omstandighede jou bevind nie. Ek vertrou God op grond van die titel vir die nuwe jaar dat God gaan vir ons 'n geopende deur gee. Glo ek dat mense gaan deur daai deur. En koninkryk bediening. In die eerste jaar van hierdie diens verklaar ek profeties dat hier gaan wonderwerke gebeur. Mense gaan kom staan en kom getuig van wonderwerke en van deure wat oopgegaan het wat God in hulle lewens gaan doen. Kom sal die Here vir ons hierdie titel gee asseblief. Dit is bevestig. Anelda het dit bevestig. Dis waar ek uitgekom het. George 4 weke terug en Here het dit op 'n hond gekom. Bevestig dat God dit gaan doen. Ek dank die Here vir wat God gaan doen. Ek wil hê jy moet weet, my goed en sussie van dinge gebeur in koninkryk bediening. En luister asseblief as jy nie na die oudjaars boodskap wat ek die sleutels gegee daar. Dat is die eerste sleutel. Evangelisasie sleutel, jy kan lering maak van mense wat op redding en verlossing kom. Of jy kan die kennis terughou van mense in die Here van die toon. Ek bid die Here vir die evangelisasie sleutel in 2026. Dis ook om een van die kursusse is wat ons gaan doen hierdie jaar. Is the way of the master evangelisasie kursus sodat ons vir mense die kennis kan gee. Kennis is 'n sleutel. As jy vir mense die kennis gee, my broer en suster, dan kan hulle besluit of hulle die deur wil gaan of nie. Sleutel van wedergeboorte, sleutel van redding en verlossing, is die mees belangrikste sleutel wat daar is. Want ek en jy sal weer daai leer, is dit nie so? Anders jy nie vanmôre gesit as wedergebore kind van God nie. Iemand het jou genade of hoe jy tot wedergeboorte gekom het. Het iemand vir jou die sleutel gegee, of jy oopgemaak, of jy die sleutel gegee van kennis, en die deur is vir jou oopgemaak, en jy deur gestap, halleluja, is wedergebore, die naam opgeteken in die boek van die Here. Tweede sleutels is daar sleutels op hierdie aarde. Vermagtige deurbraak in jou lewe nou, wat jy nodig het op hierdie aarde. Want eendag in die hemel is dat jy niks meer nodig op hierdie aarde het. So ek bid die Here vir elkeen van u wat nog hier is en wat leef, dat die Here vir ons gaan kennis gee, beginsels gaan gee, sleutels gaan gee, sodat elke omstandighede aangespreek kan word in jou lewe. Magtige deurbrake kom en wonderwerke plaasvind. Die derde sleutel, belangrike sleutel.
Wat doen die apostel Johannes in Openbaring 4 vers 1? En hy het 'n geopende deur gesien in die hemel. En die Here het hom gesê, kom op hierheen. Die wegvoering van die ware bruid. As 'n ander sleutel wat jy vir jou moet oopmaak, my broer en suster, is die sleutel in die hemel is sodat wanneer Jesus kom, jy kan deurgaan. En was heilige plaas, sodat jy gereed kan wees. Dis alreeds hierdie sleutel wat vir jou gegee is, die kennis rondom die ware wegvoering van die bruid. Maar baie van die kerk gaan omkant gevang word. Want die deur gaan toe wees, want dan gaan nie genoeg olie in die lampe wees nie, wanneer die basyne gaan blaas. Maar ek dank die Here vir hierdie gemeente, wat alreeds die kennis het oor die ware wegvoering van die bruid van Jesus Christus. Hoekom bring ek vir hierdie woord? Hoekom gee ek vir hierdie sleutels? Sodat jy gereed kan wees en voorbereid kan wees, sodat wanneer dit gaan gebeur, jy nie omkant gevang word nie, want Jesus kom soos 'n dief in die nag, maar nie vir jou en my nie. Dat ek die Here bid. Amen. Boek van Joshua. Staan dit hier geskryf in die boek van die opregte, in die Engels praat van die boek van Joshua. Hierdie verhaal is opgeteken. Nie net in Immanuel Velestovsky se boek nie, maar ook in die boek van Joshua. Kan jy internet aftrek as 'n e-book, boek van Joshua. Jy gaan kyk, dit is daar. Kom ek glo die Here vir hierdie woord gegee in die begin van 2026. Jou geloof in die wagte. Ja, magtig. Ons gaan saam met jou bid, God gaan saam met jou stry. Amen. Want die Here is met ons. Groot geneesheer vir hulle wat genesing nodig het. Ek gee vir hierdie woord van God. Ek bid saam met die intercessors vir 'n magtige deurbraak en 'n deur om te gaan in jou lewe sodat gesondheid kan kom. God is ons groot geneesheer. Ek bid die Here dat hy na ons gaan luister soos wat hy na Joshua geluister het en magtige dinge gaan gebeur. Amen. Hulle wat voorsiening nodig. Dit ek die Here. Vir hulle wat vrymaking nodig. Vir hulle wat meer liefde nodig het, meer genade. Ek weet nie wat is die omstandighede nie. Maar vat hierdie eerste boodskap in die ou jaarsdiens met ons suster. Kom ons gaan ons lewe bou daarop, ons geloof ons vertroue daarop plaas. Ek wil vandag vir julle sê, God gaan onderweg. Mense gaan deur hierdie deure wat hy ons beloof het. God het vir ons op in die lewe. Dat die Here daar met ons is. Amen.